Goeiemiddag, ek is Jacob Pinaar, 29, ek is van Middelburg in Mpumalanga af. Ek wil net vir julle vertel van my getuienis. Om so te begin, ek het my hele lewe lank al as ek mal oor bikes en ek het nie gehoor oor karre of die of daai nie, ek vind net bike voor en bike agter. En so het my pa vir my gesê, ek gaan nie vir my doodskus op wiele koop nie, as ek een wil hê moet ek hom self koop. Ek sê, is reg, en so het ek toen my bikes gekoop, en so het ek toe nou rof te keer gegaan, kop uitgehaal, bietjie stunts en wheelies en net tyrebrand en julle weet ons is bikers. Maar anyway, 2015, toe het ek een van die collega's nie, een van die klapleiders aan wie ek gery het, so het ons op die highway neergekom op 120 km/h en toe kon ek vir 'n maand en 'n half nie sit nie, so ek het 'n bietjie deelik seer gehad daar. Toe die Here my ook, daai het my gered, ek het net vel afgehad, maar nie erge seer gehad nie. En toe 2 jaar later, 2017, op 'n Sondag aand, 10:09, toe die Here my letterlik uit die dood uit opgewek. Ek was die aand in 'n ongeluk, en ek kom die aand, daar was dokter aan diens in die hospitaal, Dr. Rahim. Die aand toe ek inkom met die ongeluk, hy sê ek het niks breinfunksie gehad nie, ek was breindood. Hy het gesê ek gaan 2 jaar vat minimum om weer te leer loop, praat of eet. En ek was 10 weke al saam in die hospitaal. Ek het my goed uitgedra uit die hospitaal uit myself. So net daar die Here weer gewys
Hy is in beheer en hy het 'n plan met my lewe. Hy het my gered van die dood. En so het ek aangegaan in 2023. Toe kom ek in 'n karongeluk. Toe het ek my regter enkel, my bek en been, my borsbeen en vlies my hart geskeur. Ek het ook lelik seer gekry en weer eens ek moes dood gewees het en daar die Here my weer eens net gered. So die Here het definitief doel met my lewe en ek dink dit is nou tyd dat ek begin om sy doel te volg. Dat ek doen wat die Here vir my sê. Speer International en Speer SA. Speer SA is Speer Suid-Afrika. Nou, wat ons doen, is ons stuur sendelinge uit. Na hulle klaar gestudeer het by School of Fire, kan hulle gaan na verskillende wêrelddele en plekke. Ons het ook sendelinge daar buite. U kan ook bydra by dit. Mense daar buite het partykeer ondervindinge jare al vir Jesus. Hulle het nie 3 jaar gestudeer nie, maar hulle wil ook graag sendelinge raak, maar hulle kan nie vir 3 jaar kom nie. Dan bel jy ons het 'n onderhoud met jou en jy kan round-off kursus kom doen hier by Speer International. En dan kan ons jou ook uitstuur. Maar dit kan jy nie deur 'n e-posadres hanteer nie. Jy bel ons, daar is 2 nommers op die skerm. Dit is myne en Andre Strauss se nommer. Bel ons en ons praat met jou. God seën. Nou, die aand met my bikeongeluk, ek kan vertel wat die ooggetuie my vertel het wat gebeur het. Ek was die aand op pad huis toe en 10:09 toe kom 'n ou van vooraf met 'n donkerblou Opel Astra sonder ligte aan. En die straatsligte werk ook nie en hy maak U-turn voor my. Nou obviously ek op 'n bike sien hom baie te laat en dit ek hom T-bone en dis toe ek nou in die hospitaal beland het. So volgens die ooggetuie het die ou die toneel blykbaar gevlug ook, maar hoe waar daai is sal ek nie kan sê nie, maar bly som ook al waar ook al is in die lewe. So en met my karongeluk, daar was gelukkig video footage van hom reg langs die garage gebeur daar net buite kan Middelburg op die Loskop dampad. Die ou ook met 'n ou klipharde hierdie ou tyd Isuzu bakkies. Grys een sonder ligte aan reg voor my ingery. So ja, dit is maar toe gebeur het. Die tyd in die hospitaal toe ek in die bikeongeluk was, die eerste gedagte of eerste memory wat ek het, toe ek wakker word en sien ek my pa staan by die deur. Toe roep ek na hom, ek vra vir hom, waar is ek, wat het gebeur? Hy sê vir my, ek was in 'n bikeongeluk, ek is in die hospitaal. Eers wil ek nie glo nie, want ek was baie goed op 'n bike. My kop het geraas, maar ek was goed op my bike. So ek het nie gedink ek sal in 'n bikeongeluk kom nie. My pa sê vir my, Jaco, kyk om jou rond. En ek kyk om my rond en ek, magtig, ek is nog in die hospitaal. So dit het nog nie ingesink nie. Maar anyway, so het ek toe in die eerste week geskuif gewone saal toe, na wakker geword het in koma. En dis vir die dokter kom besoek en vir my sê, hoor jy het geen breinfunksie gehad nie aan toe onkom die ongeluk nie. So, en met my karongeluk in die hospitaal, ek kan nie veel onthou van daai enetjie nie. Al wat ek weet is net, dit is bitter seer om jou bek en been te breek en as jy jippie langs jou sit, dit is nie grappies nie. Ag, yes. Jy kan hom amper nie stil hoor. Praat gehad. Kyk hierdie kant toe en sê jy bietjie hallo almal. Hallo almal. Kyk, dis hier nie maar mense het al gehad. Dat is goed. Ek kan jou nie nodig hê. Nou, elke dag 'n treetjie, hè? Die motor al. Ja, dis op 'n paar tree, hoor. Moet hom net op die toonier sit, dan gaan jy mel soos 'n kat. Ja, dan moet jy bly. Ek sien amper gedeem met ander ver en Dis dit. ja, maak 'n joey. O, excuse me. Dis jou klein. Wat? Ja, dat is my. Weet jy? Wat sê? Fantasties. Yes, dan maar 'n eister. Yes, ek is trots op jou. Sien hulle daar vir almal op die kamera. Ek gaan Iets aan hulle sê.
Yes, na my bike ongeluk was ek weer moes leer loop. Ek het net 'n loopring wat hulle my gegee het wat ek weer moes leer loop. Dan jou linkervoet voorsit of jou regtervoet, maak so wat sien eerste nie, maar so met die loopring moes ek maar geoefen het en weer geleer loop het. En so het ek my eie goed soos ek sê uitgedraai die hospitaal uit en ek het 100% piekveiling geloop. Nee, ek weet ek het terwyl ek in koma was, het ek gedroom. Ek het vir my en my pa elkeen 'n offroad gekoop en so het my pa vir my kom kuier nie gewone sal vra van hoorie het pa pas by gekry. Hy sê toe vir my ja. En meanwhile het hy mos sy 1200 LT, maar ek dog my kop praat ek van die offroad. En ek vra vir my pa maar hoe ry die bike? Hy sê nie lekker en alles en ek sê vir my die offroad. Weet nie waarvan ek praat nie, want ek het alles gedroom, maar dit voel so realisties. En ek dink dis net altyd gedroom het. Kan nie dink wat verder nog of ek kan onthou of iets nie. Ek het daarna het ek weer op 'n bike geklim. Een van my pelle ook het dit Dyson R1 gehad. Ek sê toe vir hom, hoor, gee 'n daai fiets vir my. Gee die bike vir my en ek het weer die bike gewheelie en te kere gegaan en gespin en dolfie een van 'n biker vriende se 750. Ek ry vir die eerste blok of 2 rustig, maar daarna dan hak my koppie weer uit en ek gaan weer mal op 'n bike. En dis wat ek besef het nie, Jaco, jy gaan nie nou weer bike ry nie want jou kop is nog nie reg vir 'n bike ry nie. Ek dink is van die adrenalien wat hy ook kry. Ek like die adrenalien. En dan as ek iets sien wat ouens doen oor show bikes, soos jy gaan sit op die tank, gooi jou bene oor die stuur en wheelie om. Ek het al daai goed gedoen in Suid-Afrika. Goed ek sien so op video's, dan doen ek dit. Ek is die ou wat ek like sulke goed doen. Onverantwoordelike goed, ek weet nie, dis net vir my, ek like dit om dit te doen vir mense te kan wys hoe maar ek kan. Ja, ek was so lank as by rally, ek is op die Pangola, of jy ken rally gewees 2017, ja. So 'n paar maande voor my bike ongeluk. Ja, en het ek was op die Ken rally gewees. En kan jy reg veel onthou wat daar gebeur het nie. Ek weet net die manne daar so gaan rof te keer in die aande met die bikes en hulle slaap nie reg hier. Dis net 'n klomp ref en obviously die voggies loop ook lekker. So ja, die bikerlewe is lekker, maar ook dit is nie die regte hoe om te lewe nie. Want jy moet as jy die Here volg, dan gaan jy nie so gaan drink en gaan te kere gaan en alles nie. The Miracle Place. Miracle Place kan jy na toe kom vir die volgende redes. As jy drug addict is, as jy 'n issue het aan selfoonverslaaf is, jy's aan suiker verslaaf, whatever jy aan verslaaf is, jy kan kom inboek vir 'n maand, jy kan inboek vir 'n jaar, jy kan inboek vir 6 jaar. Ons skep vir jou hier 'n omgewing vir Jesus Christus en dan kan jy hom aanneem en uit Miracle Place uit, the Miracle Place. Vat ons die mense en ons oorreed hulle of hulle dan nie wil vir sendelinge gaan nie en 'n bietjie 'n stappie verder gaan nie. Wat die Miracle Place ook bied is partykeer net 'n fire miracle event. Dis sommer net vir 2 dae. Wat jy kan kom en as jy wil vuur van God hê, dan kom kry jy sy vuur. Jy kan hiernatoe ook mense bring wat kanker het. Hulle kom boekie in nie, maar hulle kry daai miracle en fire events. So hou dit dop op the Miracle Place se Facebook. En as iemand siek is, kom daai 2 dae en kom dat die persoon gesond raak. Julle is so welkom. Volg ons, die Here seën. Letterlik elke klub in Middelburg staan so agter my. Maak nie saak wat nie. Hulle het almal vir my gesê omdat ek altyd daar is vir almal. Ek help altyd almal. Ek's vriendelik. Toe sê hulle vir my hulle sal altyd my rug hê, maak nie saak wat nie. So ja, die bikers jy kry rowwes, maar dan hulle is ook baie liefdevol. Jy moet net reg hanteer met respek en maniere, dan het hulle jou rug vir altyd. So ek het vir 'n klub gery, wel 2 klubs gery ja. Ek het begin vir The Rebels ry in die Noord-Kaap hierso. Ek het so 2-3 maande vir hulle gery en toe trek ek weer terug Middelburg toe en toe het ek daar aangesluit by Broken Coast. En ek was gryp vir Broken Coast totdat ek my bike ongeluk gehad het en ek nie meer bike het nou nie so ek sal nooit weer vir 'n klub ry nie want daar's so klomp reëls in klubs van jy mag nie wheelie of uit die groep uitjaag of 'n skiklas van goed nie en jy mag nie na die Duitsel toe gaan nie want jou president en daai president het probleme met mekaar en alles en dan mag jy nie alles bywoon nie. En ek voel as jy tog biking wil, as jy wil biker wil wees, wil jy biking geniet. Jy wil elke Duitsel toe gaan, elke rally toe gaan
So dan gee ek nie om oor, ek wil nie reëls sê of die of daai nie, ek wil net gaan hom red, ek wil geniet, die biking lewe geniet. Letterlik in 9,5 jaar, wel amper 9 jaar eintlik, vir die Here bly vir my sê, Jaco getuig, dat hy jou gered het van die dood. En ek bly terug staan en sê, maar ek het stage fright en ek kan nie voor mense praat nie. En toe hier kom by School of Fire, het net iets my gesê in my kop, Jaco, dis nou die tyd. Vat nou die stap, begin nou getuig, doen wat die Here vir jou sê. Ek weet nie wat het hier gebeur of hoe het oom Roy so laat reg kry om te praat met my, ek weet nie. Ek het net die gevoel in my gekry, Jaco, dis nou die tyd. So ek is eintlik baie dankbaar vir School of Fire dat ek nou die vrymoedigheid gekry het om te kan sê, ek gaan nou getuig. Wel, ek gaan beslis aanhou getuig oor my ongelukke en dat die Here my gered het. En ek gaan beslis ontslae raak van my verkeerde vriende wat ek gehad het. So, en ek gaan rely op my support van my ouers af wat my, hulle is vir my 'n baie goeie support, het my ook by die kerk wil hou, by die Here wil hou, by die voete van die Here wil hou. So, ek gaan beslis hulle voorbeeld eerder volg en hulle raad volg en luister as hulle praat, voor ek vir my eie kop volg en net my eie ding doen. Ja, daai ding bly jou baas. Daai fiets bly jou baas, jy raak nie sy baas nie. Maar dit is ook, moenie te geheg raak in jou fiets nie, want in die Bybel staan daar, jy mag geen afgode hê nie, en dit is my opinie nou nog, hoekom ek dink die Here my bike weggevat het van my af, want ek het eerder, voor ek Bybel lees, het ek gaan bike ry, voor ek kerk toe gaan, het ek gaan bike ry, ek het al my tyd het ek my bike inspandeer, en net gesê, ja, my bike is my lewe, en dit is verkeerd. So, ja, dit is lekker, manne, geniet die bike ry, geniet julle stunts, wheelies julle doen, en wat ook al, geniet dit. Maar asseblief, moenie te geheg raak aan die fiets vir jou nie, dit is nie 'n afgod nie. Raak geheg aan die Here, bly by sy voete, en as jy hulp kort, kyk na die berge, kyk na die hemel, want dit is waar jy hulp vandaan sal kom. Bly op jou knieë. Wel my true speed wat my bike geklok het, was 385. Ek het hom aanhou speel met hom, gesê ek sal op speel met hom, as ek 402 kry my wil. En al wat gekort het was of nitros of turbo, te sê ek nie, wow, ek het nog nie guts vir daai nie, so. En die vinnigste wheelie wat ek gehad het, was 272 km/h. Ek gesê ek sal op 'n wheelie as ek 300 kry wheelie. Maar op daai spoed, manne, dit raak nie lekker nie. Dit is nie lekker nie. Jy het nie beheer oor die bike meer nie, so dit enige kleinste foutjie wat jy maak, dan is jy lewe daarmee heen. Ja, dan noem hom tankslap vir die hele jebol. Dit gebeur die meeste kere as jy wheelie nie sit neer en jy sit dalk net bietjie verkeerd neer, dan begin hy tankslap. Die eerste keer dat dit my gebeur het, trek ek eers van die pad af te vroeg, nou moet ek weer asemhaal en net bietjie eers nog skrik, jy weet. Maar toe kry ek raad by ander bikers, as sulke goed gebeur, al wat jy doen is, jy draai die throttle nog oop, van dan vat jy gewig van die voorwiel af, dat jy nie meer so kan skit nie, dan trek hy reguit. Dit voel of jy het in jou keel uitklop, of jy dit alles van jou hele lyf ruk so, nee, dit is nie lekker gevoel nie. Jy skrik, want jy weet, dit is, val as jy, soos ek nou was, 'n afvoet gemaak het van jou bike, dan jou hart sit in jou keel. So, ja, voor die ongeluk het ek baie close calls gehad. Ek was onverantwoordelik, ek het 260 tussen die kar en 'n trok gejaag, en wat ek gehoel het, wat ek op, dan het ek net te ver gegaan, ek daarom agterbreek trap en ek sit neer, en ek het baie close calls gehad, waar die bike amper onder hom uitgegly het ook, en ja, ek het my kanse gehad, wat ek amper neergekom het, maar dank die Vader ek het nie. Ek sal definitief so sê, ja, ek sal so dink, want ek meen, ek het baie close calls gehad, wat ek kon sien, of wat ek moes sien as waarskuwings, hoor Jaco, dis nou tyd om te kalmeer, en bietjie aandag aan my te gee, en nie meer aan jou bike nie, en Jaco wil nie luister, en Jaco het gedink, ag nee man, dis ek wat goed is, ek kan die bike beheer, so, nou ja, dit is lekker manne, maar ja, ook, doen wat ek nie gedoen het nie, bid voor elke keer, as jy voor jy op 'n bike klim, bid en vra vir die Here om jou veilig te hou, en ja, jou op die pad veilig te hou. Dit is die beste ding wat jy kan doen, want enigiets kan so gebeur, en dan is jy lewe daarmee heen, in 'n oogwink. Ek het 'n beter werksoffer gekry in Rustenburg, en ek het toe toe gegaan, en daar het ek mekaar geraak met verkeerde vriende, en toe het ek van die pad af geklim daar, en ek het begin dwelms gebruik, wat ek nie moes gebruik het nie, tot aan wat hulle my wou, of hulle mense my keel en my sê, of hulle is my keel af, of ek geef hulle geld, of hulle vat my kar.
Toe kos dit net my pa bel en vir hom sê, hoor jy asseblief, help net, betaal geld oor, help net uit hierso. Vir hulle geld oorbetaal, ek het vir hulle geld gegee, en so het my pa my toe kom haal na Rustenburg en my net toe gebring vir hulp. En my pa gesê, ek wil nie meer so lewe hê nie, ek wil maar plek moet vat wat ek kan hulp kry. Ek wil nie daai lewe hê met dwelms en goed nie. Ek wil lewe vir die Here en doen wat hy vir my sê nou. So dit het ek nou hier beland. Nee, dit is net ouens wat is ook klomp druggies, hulle wou net vir hulle nog drugs inkoop het of wat ook al met die geld gedoen het. En hulle sê hulle het navorsing oor my gedoen dat ek finansiëel goed af is. Ek sê toe vir hulle, maar dis nie waar nie, want ek het nie geld nie. Toe my bankrekening aan vir hulle gewys alles, ek het nie geld nie. Toe sê hulle vir my, dan moet ek my ouers bel en hoor vir geld of hulle gaan my seermaak. Ja, toe bel ek nou met my pa. Baie behulpsaam en baie lekker eintlik. Dit is bietjie in hierdie hitte nie lekker nie, maar met sê Oom Roy is weet wat hy doen met die mense en hy lei mens mooi na die Here toe weer. Hy op die regte pad en ek ervaar dit baie nice hierso. Manne, of tot dames en here, moenie maak soos ek gemaak het nie, maak soos ek sê en volg die Here asseblief. Bly by sy voete, bly op jou knieë. Dis die beste wat jy kan doen vir jou lewe. Prys die Here, ek wil jou uitnooi na School of Fire toe. Nou wat gebeur by School of Fire? Jy kan menigte dinge hier doen. Jy kan vir 'n pastoor kom leer, vir 3 jaar lank, of jy kan vir 'n beraader kom leer, jy kan vir 'n evangelis, jy kan jou bekwam om vir God te werk, jy kan ook 'n gap jaar vat, maar nou het ons ook gap seisoene, dat jy net vir 3 maande kom. Al wat jy moet doen, jy moet net jou e-posadres sound toe WhatsApp, en ons stuur vir jou inligting. Jy kan ook na die inligting vir ons bel en 'n bietjie gesels en ons kan hierdie ding uitmekaar uitsit. Daar's ook 'n volunteerafdeling wat jy op die plaas by die krokodille kan kom werk. Hier's ook ander afdelings. Daar is kamerawerk, daar's klankwerk. Ag, daar is baie om op te noem. Daar's leerwerk, daar is materiaalwerk om rokke te maak. Baie verskeidenheid goed wat ook baie prakties is. Skakel ons en ons kan met jou gesels by School of Fire. Nou ja, die nommer is op die skerm, stuur nou jou e-posadres met 'n WhatsApp en kom join School of Fire.